Eers by Matteus 28 en dan 1 Korintiërs 15. Matteus 28 gaan we saam lees. Die 4 evangelies beskryf die opstanding van verskillende kante af, soos op die kruis. En Johannes is die evangelie wat seker die mees melding maak. Johannes is die evangelie wat die mees melding maak van die opstanding van die Here Jesus. Maar ons gaan net kortliks lees oor die opstanding in Matteus 28. Terwyl die woord oop is, skoot. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Dierbare verhoogde Here Jesus, opgestane Heiland, die graf is leeg. Denk van daar dat die diep in die graf versteek. Jesus, my Here. Daar staan hy op uit die graf. Triomfeer oor al die vyandmag. Hy verrys oorwinnaar van die dood en hel. En hy leef as koning vir die groot heelal. Hy leef, ja, hy leef. Here Jesus, ons aanbid nie vandag iemand wat iewers in 'n graf lê. Die graf is leeg. Die liggaam is nie meer daar, want hy het waarlik opgestaan. Wat 'n voorreg en wonderlik om te kan weet ons God lewe. Ander afgodsdienste, hulle mense wat hulle aangehang het, is almal dood. Maar Jesus, Here, U lewe. En ons aanbid hierdie verheerste Heiland, wat bewys het dat hy God is. En nou, Here, U begeerte van ons hart, om ook vanmôre hierdie gedeelte te kan sien, en in die skrif, wat het daar gebeur met die opstanding, en watter invloed behoort dit op ons lewe te hê. Aanbid U en ons eer U daarvoor. Amen. Ons lees Matteus 28 van vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. En hardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was, om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen, vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Net tot sover dan vereers uit Matteus, ons oopmaak by 1 Korintiërs 15, net iets noem.
vir ons 1 Korintiërs 15 lees, sien hier, hy gaan hulle vooruit, hy wag klaar daar in Galilea, klaar, een oomblik kan hy hier wees en daar wees, maar hy is klaar daar, hy wag vir hulle. En dan in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, dan sal ons ook lewend gemaak word. Vers 24. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy, alle gesag, alle mag vernietig het. Net tot sover dan vereers hier uit die woord van die Here. Vanoggend met u praat oor die krag van die opstanding. Die krag van die opstanding. En ons het hier gesien, daar was 'n aardbewing, die engele het neergedaal, die steen is weggerol, en die wagte het geword soos dooies. Die geweldige krag wat daar gewerk het. Wanneer jy oggend daarna kyk, nou hier in 1 Korintiërs 15, het ons gelees dat Jesus die eersteling geword het, en as eersteling Christus daarna, die wat aan hom behoort. So Christus sal bekend as die eersteling. En as ons dink aan die Joodse feeste, die Pasga, wat hulle vandag nog hou, wat vorentoe gewys na Christus die vervulling van die Pasga, daarom die kruisiging herdenk ons Saterdag, sy dood, en dan het hulle die fees van die ongesuurde brode, waar hulle gereinig moet word, en dan op die Sondag, bring hulle die eerstelingsgerf, die koring wat hulle gesaai het, wat in die grond geval het, en gesterf het. Wanneer die koringkorrel in die grond val en hy sterf, dan word hy lewendig en hy groei. En daar die eersteling van die gerwe wat opkom, bring hulle dan vir die priester, en die priester offer dit voor die volk as 'n beweegoffer as ek reg is. So Christus was dan daar die een wat gesterf het. Omdat hy gesterf het hy ook weer lewend geword. En daarom lewe hy, en dan soos die koring wat hulle eet vir hulle lewe gee, net so bied Jesus dan vir ons die lewe. Soos daar die koring vir hulle voorsien, vir daaglikse brood, so voorsien die Here Jesus ons van daaglikse brood. En 'n hoop op die toekoms. Wanneer ons kos het, dan is daar hoop vir die dag van môre. En net so bied Jesus die hoop vir die toekoms. Verder, dat God goed is vir hulle, dat hy vir hulle die eersteling gegee het, dat die koring opgekom het, dat God waarlik goed is. En net so oor die opstanding, God is waarlik goed, want hy het opgestaan en is vir ons 'n verheerse heiland. Dat hy sy volk besoek, bewys dat die Here vir hulle goed is. En daarom bring hulle dan daar die eersteling vir die Here teruggegee. Nou daar die oggendse gebeure, wat het daar gebeur, is baie lief vir Lennard Breiwen, en hy vertel dit so, dat daar die oggend, as ons dink aan wat die Satan wou doen, eers wou hy die Here Jesus vroeër laat doodmaak, en eintlik die Satan se blydskap toe die Here Jesus sterwe, maar ook daar aan die kruis wou hy ook hê dat die Here Jesus van die kruis moes afklim. Hoeveel keer dan hom gespot en sê, klim net af. As Jesus net afgeklim het, dan was ons vandag verdoem, verlore. Maar hy daar gebly, die Satan wou hom daar afkry, en hom daar kon afkry nie. Toe wil hom daar wat sterwe, en Jesus sterf aan die kruis. Satan kon dalk gedink het hy daar oorwin. Want Jesus is dood. As jy iemand
Wat die ergste wat iemand kan toewens, dat hulle mag sterwe. Sy begeerte was dat Jesus moet sterwe. Maar dan 'n groter bekommernis, dat Jesus gesterf het is, Jesus moet net nie opstaan nie. En die Satan se begeerte, dat Jesus om hom dood te hou, en kan jy net dink, soos Leonard Raymond beskryf, hulle vat 'n steen en hulle rol 'n steen voor daardie graf, om hom daar binne te hou. Verder sit hulle soldate daar, om seker te maak daardie steen bly gesteel. Verder was die gebruik sê hulle dat hulle het soms was oor daardie klip gesit, om hom mooi te seël, om te seker te maak daar is nie opening nie. Verder het hulle baie keer 'n seël daar gesit, om te wys dat die seël is nie gebreek nie. Wat sou die Satan nog kon doen? Hy het voor God gestaan in Job, en hy het Job se sonde voor God gehou. As te ware ons sonde teen daardie steen kon rol. En as die sonde nie genoeg is nie, dan het hy ook al sy minions, al sy demone bymekaar gemaak en met alles teen daardie steen gerig, om die Here Jesus net binne in daardie steen te hou. En daardie oggend, alles in hulle mag gedoen om Jesus daar binne in te hou. Soos hy dit beskryf in die aftelling van die uur wat hy sou opstaan, 10, 9, 8, 7, 6, en voordat hy op die eind kom toe, kom daar 'n aardbewing en daardie steen word weggerol deur die engel. Daar is 'n ou wat 'n boek geskryf het, Who Moved the Stone? Who Moved the Stone? Het was eintlik geskryf teen die kinders van die Here wat glo dat Jesus opgestaan het. En in die middel van daardie skrywe van daardie boek, val daardie steen op hom, en hy word gered. Dit is ons Morrison, wat daardie boek geskryf het. Who Moved the Stone? En die Here red sy siel toe hy begin indelf oor die opstanding, kom die Here en die Here red sy siel. So daardie krag wat daardie oggend gewerk het, daar om Jesus uit die dode op te wek. Ons sien by die kruisiging is daar 'n aardbewing as te ware, wat amper God op die aarde slaan en daar van 'n aardbewing plaas, en hier weer, wat is die kans? Vrydag en weer die Sondag, wat 'n aardbewing, so geweldige krag het daar gewerk, daardie oggend. En as ons dan in die eerste plek kyk, sien ons dat die krag van die Heilige Gees wat daar gewerk het. Ek lees vir een Romeine hoofstuk 8. Lees ons daar van die Heilige Gees wat Jesus uit die dode opgewek het. Vers 10 sê, maar as Christus in julle is, dan is julle liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewend vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Hy praat hier van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, wat daardie oggend Jesus uit die dode opgewek het. En hy sê dat daardie Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, ook in julle is, as kinders van die Here. Boodskap vir kinders van die Here, dat as die Gees van die Here in jou is, dat daar krag behoort te wees. As ons kyk na die Heilige Gees, en die krag wat hy verteenwoordig, sien ons heel eers by wedergeboorte ontvang ons daardie Heilige Gees. In Jesegiel 36 vers 25 tot 27 staan daar, ek sal, God sê ek sal julle reinig, water oor julle uitgiet, julle reinig, en ons weet die bloed wat reinig, en om met ons die verlossing deur sy bloed. Hy sal julle reinig, die Gees sal julle reinig, die Here sal julle reinig. Verder sal hy julle hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Hy sal vir julle 'n hart gee van omgee vir siele. Verder sê hy daar in vers 27,
en ek sal my gees in julle binneste sit, dat julle in my verordeninge onderhou en daarin bly en dit doen. Hy sal sy gees binne in ons sit. En dis wat gebeur het daar by wedergeboorte. Dis wat die Here Jesus vir Nikodemus verduidelik, daar in Johannes 3. Water en gees. Die werking van die Here Jesus se bloed, die reiniging, en dan word die Heilige Gees binne in ons gesit. Ons sien in die Ou Testament 'n paar keer word die Heilige Gees gewerk. Dan besef ons die krag. As ek 'n beeld vir u kan voorhou, in Rigters 14 vers 6, sien ons van Samson. Hoe groot was Samson? Was hy so Saul, skouers en kop bo die volk uitgestaan? Het Samson net sulke groot muscles gehad? Was hy 'n groot ou, sterk ou, of was hy so maar en tinnerig gewees? Die Bybel beskryf nie vir ons nie. Nou is dit moontlik vir daardie ou om 400 jakkalse te gryp. Wie's boere hier? Jy boer. Weet jy, dan sal jy weet hoe moeilik is dit om 'n jakkals te vang. Samson vang so 400 op 'n aand. Hy bid 'n wind hulle sterk aan mekaar. Met vuur in en hy jaag hulle daar in die lande in. Hy gryp hele klomp manne en hy slaan hulle dood. En dan sê die woord van die Here in Rigters 14 vers 6, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword. So ek kan sê Samson kon heel waarskynlik 'n maar tinnerige mannetjie gewees het. Met geen spiere nie, want dit was nie hy nie. Die krag was nie hy nie. Maar die oomblik toe die Heilige Gees oor hom vaardig geword het, was hy kragtig om daardie pilare ook later om te stoot. En hy krag gehad om 'n leeu dood te slaan. Ek dink aan Dawid ook. Dawid moes vervuld gewees het met die Heilige Gees. Toe hy as klein mannetjie 'n leeu aan sy baard gryp en hom doodslaan. Die krag van die Heilige Gees. Wat ook dan in ons is na wedergeboorte. Hy sê in Handelinge 1 vers 4, gaan na Jerusalem en wag daar op die belofte van die Heilige Gees. En hulle gaan daar in die hoofdtrek en hulle wag daar 10 dae tot die dag van Pinksterfees aangebreek het. En op Pinksterfees toe word die Gees uitgestuur, toe kom die belofte. Gaan wag op die belofte. En hy sê daar in Handelinge 1 vers 8, julle ken dit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle kan my getuies wees. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria daar by die honde tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees, en julle sal my getuies wees. So die krag van die Heilige Gees maak dan en stel 'n mens in staat. En Petrus, wat Jesus verloon het, net voor dit, kom in Handelinge 2 nadat hy vervul is met die Heilige Gees en hy preek. Daardie ou wat Jesus verloon het, hy preek en die Here red 3000 siele. Hoe is dit moontlik? Was dit Petrus? Was dit Petrus se wonderlike boodskap gewees? Of was dit die Heilige Gees wat gewerk het? So daar word die Heilige Gees werk. Daar is krag. Die Heilige Gees het Jesus, die krag van die Heilige Gees het Jesus uit die dode opgewek. In die eerste plek, maar dan in die tweede plek, die krag van die Here Jesus by sy opstanding. In Johannes 10 vers 18 sê die Here Jesus, niemand neem my lewe van my af weg nie. Ek het mag my lewe neer te lê, ek het mag krag om my lewe weer op te neem. Verder sê die Here Jesus in Johannes 2 vers 19,
breek die tempel af. En ek sal dit in 3 dae weer opbou. En hulle lag en sê, vir 46 jaar het hulle gebou in hierdie tempel, en u wil dit in 3 dae opbou? Dan sê die teks verder, na sy opstanding het hulle besef, dit wat hy gesê het, is woord van God. En hy het in hom geglo, na sy opstanding. So die Here Jesus het sy krag, daardie krag wat vir hy vir die water gesê het, gaan lê vir die see, vir die wind gesê, gaan lê vir Lazarus gesê, Lazarus staan op. Daardie krag van die Here Jesus het gewerk ook daar by sy opstanding. Daardie krag van die Here Jesus het hy homself opgewek. Nou kan ons sê, 'n dooie kan nie homself opwek nie, hy is dood. Jesus was nie enige dooie nie. En Jesus homself, as sy krag het daar gewerk, sodat hy opgewek is. En as Jesus ons deel is en in ons werk, hy wat deur die spreek van 'n woord die wêreld gemaak het. Hy het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Hy het gesê, laat daar 'n son wees. Daar's 'n son. En die uitspansel en die diere en alles wat hy geskep het. Ja, hy het geskep. Johannes 1 vers 3 sê, vers 1 sê, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Vers 3 sê, alle dinge het deur hom ontstaan, sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hebreërs 1 vers 2 sê vir ons, God het in die laaste dae deur sy seun gespreek, deur wie hy alles gemaak het. Kolossense 1 van vers 13 tot 21 sê ook dat uit hom en deur hom het alle dinge ontstaan. En die Here Jesus hou alle dinge in stand. Teendeel, as daar 'n teks is wat ek dink kinders van die Here maar gereeld kan lees en moet lees en opeens is dit juis Kolossense hoofstuk 1. Om te sien wie die Here Jesus werklik is. Ek lees 'n paar verse vir ons saam. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge. In hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en wat op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone, sowel as heerskappe en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge in stand. As die Here Jesus vanmôre sy hand terugtrek, dan verval alles in duisternis. In hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Sodat hy in alles die eerste kan wees. Dat Jesus tweede wees, sodat hy in alles eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alle mense met homself versoen. Nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van die kruis, ek sê deur hom, sê die skrif. Deur die Here Jesus, daardie krag van die Here Jesus, nou as daardie krag van die Here Jesus in ons woon, wat se krag is daar? Filippense 3 vers 10 sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Wat se krag? Krag van die Here Jesus, wat homself uit die dode opgewek het. Moet jy dink, daardie krag is ook ons deel, wanneer ons gered word. En hy sê in Johannes 28 vers 20, vers 19, ken ons gaan heen, maak disippels. Hy sê in vers 20, kyk, ek is met julle. En ek gee vir julle die trooster, hy sal in julle wees, en as julle my liefhet sal ek in julle woon, as julle my Vader liefhet, sal hy in julle woning maak. Ek dink die Here Jesus teenwoordig ons. En as ons sê dat ons is gered, dan behoort ons tog die krag van die Here Jesus tot ons beskikking te hê. As hierdie Jesus deur die kruis, deur een daad
die sonde van die wêreld op hom geneem het. En hy homself dan opgewek het daar aan die kruis. Wat 'n krag is daar in hom? In Handelinge hoofstuk 3 loop Petrus en Johannes en daar die man wat bedel by die tempel. Wat lam is, hy kan nie loop nie. Hy vra om almoes en Petrus sê, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, dit gee ons aan jou. In die naam van Jesus staan op en loop. Nooit later ek dat in daardie naam hy gesond geword het. Die Here Jesus sê in Johannes 16 praat dat ons het gebid tot die Vader, maar daar kom 'n uur wanneer ons deur hom sal bid. Ons weet hy is die weg, die waarheid en lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, en hy sê dit in Johannes 16 vanaf vers 23. Tot hier het julle niks in my naam gevra, maar daar kom 'n uur wanneer julle dit in my naam sal vra. En ek sal dit vir julle gee. Tot nou het julle niks in my naam gebid nie. Bid en vir julle sal gee word, vers 25. Hierdie dinge het ek deur gelykenis tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie deur gelykenis nie, maar openlik tot julle gaan spreek. Vers 26. En in daardie dag sal julle in my naam bid. En ek sal nie die Vader aangaande julle vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my liefgehad het en geglo het dat ek van God uitgaan. Sal ons in sy naam bid. Deur hom bid na die Vader. Hoor baie mense bid en praat van Vader, Vader. Die Here Jesus selfs om deur sy naam bid. Sy naam wat die krag het. Sy naam wat die dooies lewendig maak. Ek weet almal wil terug gaan na die Joodse naam. En almal wil net Yeshua. Toe ek verlore was hier en ek nie eers die naam Yeshua geken het nie. Toe roep ek om die Here Jesus en sê, Here, red my siel, en die Here Jesus verstaan Afrikaans. En hy red my siel. Daar is krag in Jesus naam. Ja, selfs die demone het gevlug, omdat hulle die naam gebruik het, nie omdat hulle gered was, maar omdat hulle die naam Jesus gebruik het. Omdat daar krag in die Here Jesus is. Filippense 4 vers 13, ons almal ken, baie asseblief van die eerste gedeelte aantal, ek is tot alles in staat. Ek, wonderlik, ek is tot alles in staat. Deur Christus, wat vir ons krag gee. Daarin lê die krag. In die Here Jesus lê die krag. Uit jouself kan jy niks doen nie. In Korintiërs 15 vers 22, soos almal in arm gesterf het, so sal almal in Jesus lewend gemaak word. Ek gee julle my naam. Sy naam is sy eer. Daar is krag in daardie naam. Filippense 2 sê vir ons, en aan hom is 'n naam gegee wat bo enige ander naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is en wat op die aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Daarom is hy nie liewe Jesus nie, hy is die Here Jesus Christus. Hy is nie liewe Jesus nie, hy is die Here Jesus Christus. Dis wie hy is. En daar is krag in hom. En daarom, as ons hom het, behoort daar krag in ons lewe te wees. Soos die Heilige Gees in ons lewe en sy krag in ons werk, so behoort ook die krag van die bloed ook in ons te werk. En die bloed om ons te reinig, daar is krag in die bloed om ons te reinig van dooie werke en ons te verlos en ons te vergewe in Jesus naam. En dan in die derde plek die krag van die Vader. Die krag van die Vader. In Handelinge hoofstuk 2, Petrus opstaan en hy preek. En vir eens werk God, werk die Gees van die Here. In Handelinge 2 vers 24 staan daar, hom
het God opgewek, nadat die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. So hom met God uit die dood lewend gemaak. Vers 23 sê, hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne gekruisig en omgebring. Julle is 'n klomp moordenaars. Maar Raaiveld het oorwin, want al het hulle hom doodgemaak, hy het net weer opgestaan uit die dood, want die dood kon hom nie bind nie, volgens die gedeelte. Vers 36, laat die hele huis van Israel dit sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, maar julle is gebol, want hy het opgestaan, en die dood heers oor hom nie. Die ergste wat julle aan hom kan doen, is om hom dood te maak en julle heerlik gemaak, en dit het nie gewerk nie. En steeds van die Satan aan die einde van die dag weer oorlog opsweep om oorlog te voer teen die Here Jesus. Maar hy gaan klaar verloor. Die Here Jesus sal met die asem van sy mond hulle verdelg. So God het sy seun opgewek. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 14 sê vir ons die volgende: en God het ook die Here opgewek en sal ons deur sy krag ook opwek, deur sy krag. So God die Vader het die Seun opgewek, en daardie wat die Seun opgewek het, hy sal ons ook opwek. So die krag van God die Vader, wat op sy troon sit, die onsienlike. As ons praat van God, dan moet ons soveel oogklappe aan, want ons kan nie God bedink nie. Romeine 11 vers 33 probeer Paulus sy beste om God te beskryf. En hy sê ook diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onafspeurlik sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken? Wie, vra ek u vanmôre, het die gedagtes van die Here geken? Van ons gemeente staan daar op die tafel en ons bespreek die woord. Terwyl ek hier weer voorberei, besef ek, ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. As jy vanmôre sê, ek het God uitgefigure, dit wie hy is, ek het die woord uitgefigure, ek het die woord uitgefigure, dit wat die woord saam met jou sê, dis nie wie God is nie. Soveel wat die hemel hoor is as die aarde, soveel hoor sy gedagtes as ons gedagtes. En sy wee as ons wee. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou as God die Vader sy seun lewend gemaak, waarom is die kind van die Here kragteloos? As die krag van die Vader tot ons beskikking is. As daar een plek is waar jy die krag van God sien, is dit wanneer iemand besef hulle is verlore. En hulle sien in dat hulle verlore is. En hulle roep die naam van die Here Jesus aan, as 'n verlore sondaar en God kom. En daardie ou wat ons gesê, daardie ou is te sleg om gered te word, of die duiwel se twee leuns. Dis of te sleg om gered te word, of is te goed om gered te word. Mense het gewoon een van daai twee. Ons sê gewoon dat daardie ou is te ver weg. Hy is te sleg, hy is te groot sondaar om gered te word. Wat doen God? Wanneer daardie ou besef is verloor en tot God roep, God kom, en hy was daardie ou. En hy neem sy hart van klip weg, en hy gee hom 'n hart van vlees. Reinig hom met die bloed, en hy sit sy Heilige Gees binne in hom. En ons kom by daardie en ons vra, maar wie is jy? Hy is nie eens daardie een. Ek was daar in die gutters. En die Here het my daar kom uithaal. Ek kan onthou van iemand
so ruk terug wat verslaaf was aan dag van ouderdom van 12 af tot 28 jaar oud. Verslaaf aan dwelms, verslaaf aan drank, selfs gemeenskap gehad met selfde geslag as hulle, so erg, te ver, en daardie persoon besef, persoon is verloor, roep die Here aan, die persoon het 6 zolle 'n dag gerook, moes, verslaaf aan dit, en nadat die Here daai werk gedoen het, daardie volgende oggend, nou die persoon se huweliksmaat beëindig, daardie aand, die persoon uit die huis het gegooi, omdat die persoon nie meer wou voortgaan met sonde nie. Daardie persoon die volgende oggend sê, gaan net in die blok loop net om daai kruiwing weg te kry van die zol, daggazol. Terwyl die persoon so uit die erf uit loop en net so 'n blok, nie eens 'n blok ver geloop, net 'n huis of 2 ver geloop het, met daardie begin die persoon siek raak van daardie zol. Gooi hom neer en tot vandag toe nog nie weer daarin geraak het. Een oomblik, hoe is dit moontlik dat God iemand wat verlore en ons het moed opgegee, mense sê daardie persoon is hulpeloos, is te ver weg en die Here kom in sy grootheid en in sy krag en in een oomblik verlos. Hy kan dit doen. Ons sien die krag van God, as God werk, wie kan dit keer? Dan in die 4de en laaste plek, die krag van die evangelie. Romeine 1 vers 16 sê vir ons, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is in ons vertaling 'n krag van God, die King James sê, is the power of God. Dit is die krag van God wat daar werk. Dit is die krag van God in die evangelie. En die evangelie is tot ons beskikking. En ons besef nie altyd die krag van die evangelie. Die evangelie raak baie keer skaars in kerke, en dan dink hulle, wanneer die evangelie skaars raak, dan kom daar meer mense by en hulle prys en worship meer het. En alles raak meer, die geld raak meer, en die plek raak groter, en al meer mense, want hulle het die evangelie daaruit gehaal. Dis nie meer die Heilige Gees nie, dis 'n skou. Dis nie die krag van die Heilige Gees nie. Hoekom ek glo dat die Here die kandelaar van ons kerk nie verwyder is nie, maar die predikante die evangelie preek. Wat is die evangelie? Dat Jesus is waarlik God. Enigeen wat verwerp dat Jesus God is, soos die Jehova getuies, hulle is okkultiese bewegings. As jy Jesus se godheid verwerp, is daar vir jou geen redding nie. Jesus is waarlik God, en God word mens gebore uit 'n maagd. God word mens gebore uit 'n maagd. Waarlik God, waarlik mens. En hierdie Jesus leef 'n sondelose lewe, die volmaakte lam van God. Verder word hierdie Jesus gekruisig. Hoekom? Omdat hy die Romeine kwaad gemaak het. Of omdat hy die Jode kwaad gemaak het. Nee, hy is gekruisig vir ons sonde. Dis waarin die krag lê. Hy het gesterf vir ons sondes. Die vloek wat op ons was, het hy gedra. En dan die volgende punt. Hy staan waarlik op. Die kruis sonder die opstanding is onvoltooi. Die opstanding sonder die kruis is onvolmaak. Jesus staan waarlik op. En sesdens vaar hy op en hy gaan sit op sy troon. Daar die beeldjies wat jy sien waar Jesus op die kruis hang met die kroon. Die kruis is leeg. Daar's niemand op die kruis nie.
Hy is ook nie in 'n graf nie, die graf is leeg. Die kruis is leeg. Jesus sit vandag op sy troon, waar hy behoort. Sy regmatige plek ingeneem. Wat ons binnekort, binne 40 dae ook gaan herdenk, die hemelvaart van die Here Jesus. Meer die evangelie, die krag. Ons het gepraat gister daaroor, dat ons skaam ons nie oor die evangelie met die krag van God. Ons het gesê, rentmeesterskap is aan ons toevertrou. Die krag is in die evangelie. Maar ons wil baie keer die evangelie 'n bietjie wegstoot. Die oomblik as ons die evangelie wegstoot, dan word ons kragteloos. Ons het ons twee goed, gebed en evangelie. Waarom is baie keer kragteloos, want ons word nie meer gebid nie. Ons bid hier word 'n Bybelstudie. En evangelisasie, ons doen ook nie meer evangelisasie, ons verander dit en ons maak dit 'n Bybelstudie. En ons het later soveel kennis, soveel wysheid, maar die siele daar buite, hulle kan maar verlore gaan. En ons gaan vir God staan en sê, Here, ek het soveel kennis opgedoen, ek weet dit, ek het hierdie parel ontdek, Here, ek ken hierdie verse, Here, ek ken die evangelie, Here, ek weet van alles. Dink aan iemand as regs op die deel Moody gekom het en gesê, meneer Moody, ek is so die plek waar die Here my wil hê. Ek is geestelik volwasse. Hy sê, wat het gebeur? Hy sê, nee, ek het my vir 5 jaar geafsonder. Ek het gaan bly opsluit waar ek met niemand gepraat het of met niemand in kontak was nie. Ek het gevas en ek het gebid vir 5 jaar lank. Het ek die Here gesoek. Verheilig maak. En Dale Moody het ons reg gevra vir hom die vraag. Hoeveel siele het jy bereik in hierdie tyd? Hy sê, nee, niks, ek het die Here gesoek. Hy sê vir hom, jy was besig met die verkeerde heilig maak. Jy is besig met die verkeerde heilig maak. Siele moet bereik word. Die evangelie is daar. Gister gesê, are the things you are living for worth Christ dying for. Leef jy Christus se lewe vir hom as net 'n paar punte kan noem oor die opstanding. Volgende is die volgende. Daar is oorwinning. 1 Korintiërs 15 vers 26. Het hy alle magte uitgekleed, alles oorwin daar by die opstanding. Ek lees vir u vers 1 Korintiërs 15 vers 53. Want hierdie verganklike moet met die onverganklike beklee en hierdie sterflike met die onsterflike beklee. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat gesê is, die dood is verslind in die oorwinning. Die dood is verslind, soos 'n leeu wat sy prooi verskeer, is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou pestilensie? Waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die doderyk het geen mag, geen krag, alle krag word die mens verloor by wedergeboorte, wanneer jy hierdie opgestane Here aanvaar as jou saligmaker. Die oorwinning wat daar is in die opstanding. Hy het oorwinning oor die dood, Hebreërs 2 vers 14, sodat hy deur die dood tot niet kon maak. Wat mag het oor die dood? Dit is die duiwel. En daardie mag het hy met die opstanding verbreek, sodat die duiwel geen mag meer kan hê oor die dood. Hy het daar by die opstanding getriomfeer oor sonde. Romeine 6 vers 9 tot 10, dit het ons ook al gelees in hierdie dae. Verder het hy oor die Satan getriomfeer. Kolossense 2 vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgekleen en in openbare tentoongestel en oor hulle getriomfeer het. Die Here Jesus het deur sy kruis en sy opstanding oor die duiwel getriomfeer. Hy het geen mag meer nie. Soos iemand gesê het, al die leeu se tande is getrek.
Dink seker om die vampiraat wat so praat, die duiwel is soos 'n leeu, maar hy het nie meer tang nie, hy byt op rims. Nie meer tyres nie. Meer net gums. So is die duiwel. Die Here Jesus het hom uitgeklee en hom oorwin. Verder het die Here Jesus oorwin oor die graf, hier in 1 Korintiërs 15. Hy het oor die dood en oor die graf, het hy oorwin. Hy het daar uitgekom. Hoekom was die steen daar voor gewees? Sodat Jesus kon uitkom. Sodat hulle kon ingaan. Nie sodat Jesus kon uitkom. Die graf kon hom nie daar hou nie. Hy het dan oor die 500 mense tegelyk verskyn in Johannes hoofstuk 20, sê die Here Jesus, of is hulle daar in die binnekamer, en die deur is gesluit, uit vrees vir die Jode, en vir eens verskyn die Here Jesus daar in hulle midde. Hy het nie deur die deur gekom, hy het nie die deur nodig gehad nie. Hy het nie nodig gehad dat die rots, die steen wegrol te wees vir hom om uit te kom nie. Sodat hulle kon ingaan, nie hy kon uitkom nie. Die opstanding is God se deklarasie dat sy oordeel is afgewend. 'n Engels skrywer skryf payment accepted. Die prys is betaal. R.C. Sproul skryf die volgende: Jesus was waarlik regverdig, daarom dat hy opgestaan het. As hy nie waarlik regverdig was nie, kon hy nie opgestaan het. Maar die bewys dat hy opgestaan het is verdere bewys dat hy waarlik regverdig was. Verder dat Jesus se offer genoeg was. Dit is aanvaarbaar gewees dat God hom uit die dode opgewek het. Verder dat hy sonde was volledig betaal. Die kruis het Jesus die sonde betaal. Die opstanding is die bewys dat die sonde betaal is. Die opstanding is die bewys dat die sonde betaal is. Die opstanding is die oorwinning oor die laaste vyand. 1 Korintiërs 15 sê as Christus nie opgewek het, dan is ons verlore. As Christus nie opgestaan het nie, dan is julle almal nog in julle sonde. As Christus nie opgestaan het nie, dan is julle almal op pad hel toe. Maar hy het waarlik opgestaan. Het hy in liggaam opgestaan of in gees opgestaan? Hy het liggaamlik opgestaan, die graf is leeg. Daardie liggaam verander in 'n verheerlikte liggaam. Opstanding is nie net oor Jesus wat lewe nie, maar die oorwinning vir almal wat in Jesus is. Wat met hom gebeur het, gaan met ons gebeur. Ons gaan opgewek word met daardie krag van God. Ja, ons is reeds in 'n mate wakker geruk deur die evangelie, deur die kruisopstanding in hierdie lewe gewederbaar, weergebore is, dan lewe ons sterwe nie meer nie. Die dood het oor ons geen mag nie. Inteendeel, ons sien uit om te sterf. Paulus sê, ek te verlang om by Jesus te wees. Die dood het sy almal verloor. Nie meer 'n vrees om te sterf nie. Sien uit om te sterf. Want om by Christus te wees is verreweg die beste plek. Die opstanding bied nuwe lewe. Efesiërs 2 vers 1 tot 5. Waar staan, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. En vers 4 sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, deur sy krag ons lewend gemaak. Oorwinning oor die sonde, Romeine 6. Hoop en verdrukking, Filippense 3 vers 10, dat ons deur suffering, deur erge tye, die krag van die opstanding sal beleef en die liggaam sal opstaan. Romeine 8 vers 11. Romeine 8 is eintlik vol soveel waarhede rondom die gees en die opstanding. Opstanding bied vir ons vrede om te sterf. Jesus het oor die vloek getriomfeer. Miljoene mense se saligheid rus op die
die feit dat Jesus opgestaan het. Jou salige rus, die feit dat Jesus opgestaan het. Die opstanding is nie 'n teologie of 'n stelling nie, die opstanding is 'n persoon. In Johannes 11, met die dood van Lazarus sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Die opstanding is 'n persoon, die persoon, Jesus Christus. Ons kort die kruis om ons verlede te vergewe en ons kort die opstanding om ons toekoms te verseker. Nou vriende, ons kyk op hierdie gedagtes. Die krag van die Heilige Gees, die krag van die Seun, die krag van die Vader en die krag van die Evangelie. Waarom is ons baie keer kragtig is? Is dit dalk omdat ons nie besig is en op die Gees vertrou om te werk nie, maar op ons eie kennis en op ons eie instaatstelling, want ek ken die Skrif. Is daar nog 'n afhanklikheid? Die Heilige Gees. Is daar nog 'n steun op die bloed van die Here Jesus, op sy naam? Is daar nog 'n vertroue in die Vader se krag? Is daar nog 'n hoop in die Evangelie? Om die Evangelie aan hom siel te bied. En te weet dat daar is krag, wonderwerkende krag in die Evangelie. Liewe vriende, die kerk, kyk na die kerk 20 jaar terug. Hulle het nie elektrisiteit gehad nie, maar hulle was geëlektrifieer. Hy het krag gehad. Krag van die Heilige Gees. Mag ons die Here soek. Vashou aan sy krag vir die instaatstelling. Mag u krag in u lewe beleef. En dan hierdie 4 gedagtes vashou. En weet dat hy die dood en alle magte, alle sonde, het hy oorwin. Sodat ons daardeur verlos kan word. Hy het opgestaan, hy leef. Hy is nie dood nie. Ons hoef nie te lyk soos donkies met traag gesigte nie. Want ons Here, ons God, lewe. Hy sit op 'n troon en hy heers. Dis die God wat ons aanbid. Mag die Here ons help en ons genade gee om ons oog op 'n verheerse eiland te hou. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons nie hoef te staan voor 'n muur en te waggel en te hoop en papiertjies in 'n muur te druk nie. Dankie dat ons nie hoef na 'n plek soos Mekka toe hoef te gaan om daar iets te vind nie. Om na iemand se grafsteen toe te gaan en te dink hulle is daar nie. Maar om net vir 'n oomblik ons oë toe te maak. Om te weet ons praat met Jesus Christus. Hy wat oor die dood oorwin het. Wat sit aan die regterhand van die Vader. Wat vir u gesê het, Here Jesus. Die Here het tot my, die Here gespreek. Hy gesê, sit op my regterhand, totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou. Here Jesus, u sit aan die regterhand van die Vader. Maar u is alomteenwoordig en u sê ek wandel ook tussen u kerk. U wandel ook hier en u is terdee bewus wat in die kerk aangaan. Here Jesus, dat u ook vir ons die Heilige Gees gegee het. Die Heilige Gees het van u af ook uitgegaan. Ons weet dat die Heilige Gees waarlik God is. Handelinge 5 sê, waarom het ooreengekom om vir die Heilige Gees te lief, want hy het vir God gelief. Die Heilige Gees is God. Here Jesus is God. Ons gister gelees dat die Fariseërs het gesê, hy wat sê is die seun van God, laat hy van die kruis af. Hulle was terdee bewus dat hy iets gesê het, hy is die seun van God en die opstanding is die bewys dat hy God is. In vleeslike liggaam. Hy het vlees geword, maar hy is nie vlees, hy is God. Here Jesus, dat u in die hand van die Vader sit en oor alles getriomfeer. Here, dat ons as kinders van die Here op u sal hoop, op u vertrou,
soos daar krag in die Heilige Gees, krag in die Seun, krag in die Vader, krag in die bloed en die opstanding. Here, dat daar die krag ook in en deur ons sal werk. Here, ons is kragteloos. Ons steun op onsself. Ons wil meer kennis opdoen. Het gaan soveel oor ek. Het gaan nie meer oor die evangelie. Ek vra U, Here, sal U vanmôre 'n staat plant en elkeen wat hier sit sal raak. Sal ons oog op die opgestane Here hou die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde van voorgehou in die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Die werk is klaar gedoen. Die werk is oorgegee in ons hande. Rentmeesterskap is aan ons vertrou. Wat maak ons vanmôre met die opgestane Heiland? Here, help ons om nie te skuil agter klomp verskonings nie, maar om besig te wees, wanneer U kom, dat ons besig sal vind met U werk, siele, onder die krag van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees.